Hallo, is oom Attie so? Ek sien jy, ek het heel paar mense gehad wat na my eerste episode gekyk het. Ek is baie bly daaroor, baie dankie. Ek gaan 'n bietjie verder gaan vandag. Wil 'n bietjie meer vertel, spesifiek vir die jong mense wat miskien, die skoolkinders wat miskien hulle skoolloopbaan nie so wil voortsit. Is baie welkom. Hier doen die kinders ook 6 vakke. Is 'n lang lys vakke wat jy kan uitkies. Soos ek voorheen gesê het, die skooljaar is 180 dae, of 108 dae, jammer. En die res is af. Maar gedurende daai tyd neem hulle die kinders op toere, of jy kan jou eie toer reël met hulle toestemming. Die kinders wat veral van behuising gebruik maak hier, die keuring van die huisouers is baie streng. Hulle moet 'n volledige inligting verskaf, voorgeskrewe vorms wat hulle moet voltooi, en dan word daar 'n fisiese inspeksie gedoen van die huis, en spesifiek wil hulle ook sien waar gaan die kind bly, ensovoorts, en die kind word gereeld besoek by die skool, en gevra of alles goed gaan, of hy tevrede is met die verblyf en met die kos en hoe die mense hom behandel. Die kinders wat ek ken, wat daarvan gebruik maak, hier is 2 Duitsertjies, en hulle geniet dit terdee om 'n ander kultuur aan te leer, nie, maar te kennis van te neem en te ervaar. Die ouers neem hulle saam op naweke met die skoolse toestemming. Dan gaan kamp hulle of besoek 'n ander dorp of so, en hulle word blootgestel aan die normale Nieu-Seeland lewe. Hier is heelwat dinge wat aangaan, veral sport, en die mense is ook maar soos ons Suid-Afrikaners sportmal, en en jy kan 'n wye verskeidenheid sportsoorte beoefen, en ek kan jou waarborg, jy word nie getakseer op jou veldleer nie. Dit gaan bloot oor meriete. As jy 'n goeie atleet is, dan gaan hulle jou alles in hulle vermoë doen om jou te help, om voor te berei en om deel te neem. As jy 'n goeie bofbalspeler is of 'n rugby speler, gaan jy aangemoedig word. Die skole self het nie baie sportgeriewe nie, maar hulle maak gebruik van die staatsgeriewe, wat natuurlik baie meer fondse kry, en dus in 'n beter toestand is. Nie dat die skole so sleg is nie, maar groot wedstryde ensovoorts vind plaas hierso, op die staatsgronde, normaalweg, of grond wat aan die dorpsraad, of council, soos dit genoem word, grond wat daarop aangebring is. Meeste van die swembaddens is word verhit, en veral in die somermaande, en hulle word baie streng gemonitor, seker maak die water is in 'n goeie toestand, en daar's geen bakterieë of daai klas van goed in die water nie, kry die regte behandeling en word gefiltreer. Hulle maak gebruik van buitemaatskappye om dit te monitor, daagliks, weekliks, en al die dienste te lewer wat die pompe diens en die filtreerders vervang en skoonmaak.
So hoef nie daaroor bang te wees nie. In Nieu-Seeland is, ek gaan 'n Engelse term gebruik, health and safety. Oral waar jy kom, selfs hier in die ouer huis het ons 'n health and safety officer. Mense wat verantwoordelik is vir die gesondheid en die veiligheid van mense. In alle werksplekke is dit so. In alle clubs is dit so. Oral waar jy kom, is daar sogenaamde health and safety rules. Min of meer dieselfde oral, maar jy is baie bewus daarvan. 'n ander ding wat hulle streng op is veiligheid van jou persoonlikheid, in die sin dat jou persoonlike geskiedenis of lewe of werkplek of wat ook al word baie streng bewaar vir jou. Privacy, daai privaatheid wat jy soek. Mense vra jou nie, vir sommige vrae sal hulle nooit vir jou vra nie. Hulle sal jou nie maklik uitvra oor jou gesondheid nie. Hulle sal sê, how's it? En dat beteken, hoe voel jy? Die slang in Nieu-Seeland is ook maar anders. Dit was vir my nogal eienaardig as toe ek hier gekom het. En jy gesels met 'n jongerige meisie, dan sal sy sê aan die einde van die gesprek, sal sy sê, see you later. Dan wil ek vir haar vra, where and when? Maar dit is net 'n groet, hoor. En soos men sê, totsiens, sê hulle, see you later. Dit is die bietjie slang wat hulle hier gebruik. She'll be right. Sy sal goed wees. Met ander woorde, moenie bekommerd wees nie. Alles sal regkom. She'll be right. Ja, dit is maar hoe hulle leef en hoe hulle woorde kies. Die Kiwis. Australiërs is weer heel iets anders. Daar mate hulle almal. As jy nie ou se naam ken nie, sê vir hom morning mate of cheers mate. Mate M-E-I-D. Nie M-E-I-D nie, maar M-A-T-E, mate. Anders is dit nie. Wel, oral oor die wêreld aanvaarbaar, jy vir ou sê, hi mate nie. Maar dit nou daar gelaat. Ek merk dat dinge nie so lekker goed gaan in Suid-Afrika nie. Ek gaan nie politiek praat nie. Ek het baie raad vir Suid-Afrika, maar dit is so maklik om raad te gee. Ek sit hier aan die ander kant van die wêreld, amper 180 grade van Suid-Afrika af. Maar ek het internet. Dit beteken ek bly eintlik as ek wil en wanneer ek wil, bly ek binne in Suid-Afrika. Ek kan al sien wat daar aangaan, als hoor wat daar aangaan. So baie mense dieselfde storie en daar waar dit verskil is dit maklik om te onderskei wie is aan watter kant. Ja, en ons is Suid-Afrikaners, ons ly maar aan 'n siekte dat ons 'n paar dinge, ons gun nie mekaar eintlik nie veel nie. Ons is jaloers op mekaar. En ons kan ook nie saam staan nie. Ons verskil graag. Elke hand wil sy eie mishoop hê om te staan en kry. Dis maar die Suid-Afrikaner. Deur die eeue het hy so gekom. Kyk maar van die voortrekkers af. As hulle saam gestaan het en saam getrek het, het nie helfte van die probleme gehad nie. Nee, maar toe split hulle op in een die kant toe en een daai kant toe. Kyk maar die Suid-Afrikaanse kerke, het net een kerk hier ingekom, en op die einde sit ons met 'n hele paar, 'n hele klomp.
En dis daagliks wat hier nog ander nuwe kerke opdaag. Dit is nou maar die las wat ons dra. Dis in ons gene. So ons moet dit maar aanvaar. In Nieu-Seeland is dit nie noodwendig so nie. Die mense verskil nie eintlik groot nie, selfs in die politiek. Die regses en die linkses. Hulle stem oor so baie dinge saam. En die verskille is maar min, en die verskille is ook vlak. Dis nie vreeslike verskille nie. Dit maak nie eintlik 'n baie groot verskil watter party is die regerende party nie. En natuurlik hier het ons MMS, ek dink ek noem hulle dit, in 'n verkiesing. Jy stem, jy bring 2 stemme uit met 'n verkiesing. Een, waar jy stem vir die persoon wat in jou kiesafdeling staan, wat jy nou graag wil ondersteun. En die ander stem is vir die party. Nou, as jy byvoorbeeld, daar's 3 of 4 of 5 partye, dan kan jy nou vir 'n persoon stem op die een kant en vir 'n party aan die ander kant. Nou, wat gebeur daarna? Die persoon wat die meeste stemme kry, soos in Suid-Afrika, hy verteenwoordig daai area. Maar nou kyk hulle ook na die partye, wie en hoeveel mense het vir die partye gestem. Sê byvoorbeeld daar staan 5 partye. Nou tel hulle en dan sit hulle al daai mense, daai 5 partye langs mekaar en sê hulle goed. In party nommer 1, hy het die meeste stemme gekry. So hy kry soveel kandidate as gevolg van die aantal stemme. Kom ons sê byvoorbeeld, hy kry 20 kandidate wat in die parlement gaan sit. Die party self kan nomineer watter kandidate hulle wil hê. Kom ons noem 'n voorbeeld. Sê byvoorbeeld as 'n verkiesing en die persoon wat nou die leier van 'n spesifieke party, hy verloor sy setel. Hy het nie genoeg persoonlike stemme gekry het nie. Maar die party het baie stemme gekry of het 'n klompie stemme gekry. Dan kan hulle, hy is ou wat verloor het, dan kan hulle hom nomineer. Dan kom hy in elk geval in die party, in die parlement. So kry elke party 'n ekstra klompie stemme, 'n ekstra klompie verteenwoordigers in die parlement wat in direkte verband met die aantal stemme wat daai party ook gekry het. So dit gebeur ook hierso. Ek weet nie, dit is baie keer in my opinie, dan kyk ek na die situasie en sien ek, nee, dit is redelik regverdig. Maar in 'n ander rigting is dit weer dat mense sit in die parlement wat nie regtig verkies is tot daai parlement nie. Dit is maar die populariteit van die party in die party. Nou gewoonlik is 'n goeie politikus wat goeie standaarde het, en dan is hy op sy 'n goeie kandidaat. En as gevolg van die feit dat mense miskien om een of ander rede nie van hom hou as persoon nie, dan val hy uit. Maar nou kom die genomineerde klomp aan weer, dan sê die party nie, ons wil daai persoon graag terug hê, dan is hy in elk geval in die parlement. So dis hoe die stelsel hier werk. Die gevolg is baie keer dat mense wat oor die algemeen nie gesien word as geskikte kandidaate nie, word wel in die parlement ingelyf. Want hulle party het hulle genomineer. Dan tel die persoonlike stemme wat hy uitgeval het, dan tel dit nie, dan is hy 'n party nominee. So dit kan ook probleme veroorsaak. Ek weet nie presies wat is die agtergrond van daai stelsel nie, maar die leier van 'n party in die parlement is gewoonlik die eerste minister.
Die eerste minister stel die res van die kabinet aan. Wie is ministers in watter portefeulje? En dan het jy die gewone parlementslede. Agterbankers, hulle sit daar agter in die banke. En dan jy kan kyk op internet, is die Nieu-Seelandse parlement, wanneer hulle sit, is dit altyd op internet. Jy kan daar, ek kyk baie daar, as ek weet hulle sit vandag, dan kyk ek wat vandag in die parlement aangaan. En dit is 'n livestream, so dit gebeur op die tyd wat ek kyk. Is nogal soos die Engelsman sê, 'n eye-opener partykeer. Nou hier is 'n klomp partye. Hier is byvoorbeeld die Nasionale Party, dan het ons die Arbeidersparty. Ek gaan Engels gebruik want ek ken hulle name daarin. Dan het ons die Maori Party en dan het ons die Greens en so daar 'n hele paar partye. Daar is natuurlik baie meer partye, maar wel het nie. Hulle het te min stemme gekry, so hulle word nie verteenwoordig in die parlement nie. Maar die feit dat hulle bestaan is nog daar. So, dit is maar hoe in die politiek. As jy luister na die parlementsittings, dan is dit baie keer 'n humoristiese ding. Er is 'n paar groot bekke in die parlement wat hulle stemme altyd laat hoor. Tussenwerpsels en vrae. Ons het 'n hele middag van vrae. Waar jy vrae kan instuur. Dat die vrae moet, as jy aan ministers vrae vra, dan moet dit geskrewe vrae wees. Dan skryf jy jou vraag op 'n vorm, gee dit in, dit gaan na die minister, die eerste minister byvoorbeeld se kantoor toe, en hulle sorg dat hy op hoogte kom en hy kan die vraag antwoord in die parlement, en elke vraag se antwoord word hy op voorberei. In die parlement, die ander ministers ook. Hulle kan vra wat deur die minister van polisie beantwoord word, dan vra hulle 'n vraag oor die polisie. Eintlik bedoelende, die polisie moet dit antwoord, maar die minister is ook hulle spreekbuis. So, en vir elke ministerie is daar ook 'n skadu-ministerie. So as die nasionale party in bewind is, soos nou tans, dan het elke party ook 'n persoon, of miskien 2 persone, verantwoordelik vir elke portefeulje. En hulle word ingedeel, en daai persone vra die vraag aan die toepaslike minister. Dit is gewoonlik geskrewe vrae, maar dan is daar, as 'n ou nou 'n vraag gevra het, en die minister het op geantwoord, en dan is daar 'n parlementslid wat nie tevrede is met die antwoord nie, dan kan hy die parlement tot orde roep. En die speaker, wat nou die voorsittende beampte in die parlement is, dan kry daai ou 'n kans. Dan noem hulle dit 'n supplementary question. En dan kan hy daai persoon aanspreek deur die speaker en hom verder uitvra oor die antwoord of wat ook al. Maar dit moet, die vraag wat daai persoon vra, moet direk betrekking hê tot die onderwerp wat op daai oomblik bespreek word. Jy kan nie, as hulle nou 'n saak oor die polisie bespreek, nou sommer vra, wanneer kry hierdie en hierdie dorp water nie, of wanneer maak hulle daai pad reg nie, en daai klas van goed nie. Afwyk van die onderwerp of nie. Dit word baie streng beheer. En jy sal ook sien dat selfs die speaker, daar word nie eintlik titels gebruik nie, soos the honorable this and the honorable that. Normaalweg as hulle met 'n vraag aan 'n minister vra, dan sal hy sê, of die minister of die persoon
in die parlementslid sal praat, Mr. Speaker, want hy is die voorsitter van die vergadering. Maar andersins is dit eers voorname. I would like to ask Piet Pompies. En dan sê, well, go ahead, ask Piet Pompies. So, dis in daai opsig baie informeel. Die drag in die parlement word ook redelik voorgeskryf. Maar dan is daar byvoorbeeld die Maori party. Hulle is altyd stroom op. Dit is baie keer lagwekkend. Die Maori verteenwoordiger in die party op die oomblik is 'n ou, hy dra aan mekaar 'n hoed. Amper 'n cowboy hoed. In die parlement sit hy daar. Maar jy weet, dit is nou tradisie onder die Maoris om hulle self te laat tatoeëer. Hierdie ou se hele gesig is getatoeëer. Jy raak nou gewoon daaraan, maar die vrouens, hulle dra 'n tatoeëermerk onder hulle onderlip, op hulle ken. Hulle noem dit 'n mokko. Daai mokko het betekenis. As jy bo 'n sekere stand is in die Maori hiërargie, dan mag jy 'n mokko dra. Anders wil hulle nie hê jy moet 'n mokko dra nie. En elke tatoeëermerk wat 'n Maori op hom het ook betekenis. Jy sal nie 'n ou kry wat hier 'n halfkaal meisie op sy voorarm in 'n bikini tatoeëer nie. Ja, die ander mense, soos wat hulle 'n blanke noem, hulle noem ons Pakeas. So dis die Maoris en die Pakeas. Die Pakeas is die wit mense. Word eintlik is 'n naam vir ons. So, maar die wit mense het ook tatoeëermerke. Dit is baie algemeen. Dit raak nou eintlik amper mode hier. Ek is nie baie gelukkig daarmee nie. Maar dit is nou wat hulle doen. Dis nou maar dis 'n ding wat hier uit die Stille Oseaan eilande uitkom. Dis waar dit ontstaan het. Waar hulle begin mense tatoeëer het om hulle te identifiseer en watter groep hulle behoort of watter stam hulle is. Hier is ook maar 'n klomp stamme van Maoris hier in Nieu-Seeland. Wat nie sleg is nie, dit is maar plaaslike groepe, ek noem dit meer clubs. Maar dan het ons ook wat hulle tereg noem gangs. The mongrels en sulke name. Nou, dit is onwettig om een van daai gangs se embleme op jou baadjie te sit, of baie plekke laat hulle glad nie, as hulle dit aan het, kan hy glad byvoorbeeld nie in 'n bank inkom nie, of staatsgeboue inkom nie. No patches allowed. Sal jy sien op die deur. Dit beteken as jy 'n gang patch op jou baadjie het of op jou pet, kan jy nie aangaan nie. Eers hy goed gaan afval of toemaak. So hier is amper net soveel organisasie of besighede wat tatoeëermerke verwyder as wat hier ouens is wat tatoeëermerke op jou sit. So dit lyk vir my dat dinge is stadig besig om te draai, en die mense wat nog aan die ou tradisies wat nie heeltemal aanvaarbaar is nie, wat dit nog handhaaf, hulle word stadig en stadig aan minder. Die Maoris praat natuurlik almal Engels ook, maar hulle het ook hulle eie taal, Te Reo. Jy spel dit T-E-R-E-O, 2 woorde. T-E en R-E-O, Te Reo. En as jy verwys na Maori taal, dan sê jy he's speaking Te Reo of Te Maori. Ek is glad nie, ek het glad nie kennis van Maori taal nie. Hier en daar 'n woordjie, maar andersins nie. Dit word so in die minderheid gebruik. Is wel as jy lees op
name, byvoorbeeld 'n skool se naam, sal hulle die skool se naam in Engels hê en onderaan in kleinskrif die skool se betekenis van die skool se naam in Maori. En dorpsname ook, daar's Maori name. Die woord Nieu-Seeland of New Zealand het ook 'n Maori naam, Aotearoa. Dit beteken, as jy dit vertaal, dan beteken dit the land with the long white cloud, die land met die lang wit wolk. Dis 'n ou Maori naam. Nou, hier's baie Maoris wat na Nieu-Seeland verwys as Aotearoa. So, maar ons gebruik dit nie. Dit is nie 'n algemene ding nie. Jy sal dit baie lees of so, wat enige iets wat 'n Maori joernalis skryf, sal hy daai naam gebruik. Ons vlag lyk vreeslik baie na die Australiese vlag. Die Australiese vlag het die Union Jack in die linkerkantste boonste hoek en dan het hy 5 sterre, 5 silwer sterre, wat eintlik die Suiderkruis aandui. Dis die Australiese vlag. Nieu-Seeland se vlag het ook die Union Jack bo in die linkerkantste boonste hoek en dan het hy net 4 sterre. Net die Suiderkruis, maar hulle is in rooi. En die mense wat dit nou nie gewoond is nie, raak vreeslik deur mekaar. Watter vlag is en wat jy weet nooit as jy dit nie ken nie, goed ken nie, want Sydney is 'n groot stad in Australië, julle weet dit. En Sydney het 'n brug. En dit is die kultuur om die Australiese vlag op daai brug te wapper. En nou so rukkie terug, toe kom hulle agter dat iemand het die verkeerde vlag op daai brug geplant. Toe wapper die Nieu-Seelandse vlug amper 'n week lank op daai brug en niemand het dit agtergekom nie. So naby is die vlae aan mekaar. Nou, daar's 'n groot groep van ons wat sê ons wil nie meer onder die crown, onder die Engelse koningsgesin dien nie, want hulle doen niks vir ons nie. En ek weet nie hoeveel of ons hulle iets betaal nie, maar ons wil liefste 'n republiek wees. Want op die oomblik is ons in 'n republiek in kamoufleerdrag. Want ons doen ons eie ding. Ons doen ons eie ding. Die wette wat hier gemaak word in die parlement word wel bekragtig deur die gouverneur-generaal, die persoon wat die Nieu-Seelandse regering hulle nomineer aan die koning of koningin, hulle nomineer hulle 'n naam. En gewoonlik stem jy daai koning of koningin nou maar saam. En dan vir 'n tydperk is daai persoon die gouverneur-generaal. Dan verteenwoordig hy die koning of die koningin. So alle wette wat hier deur die parlement gaan, word deur daai gouverneur-generaal bekragtig. So dit is hoe die storie werk. Elke politieke party het ook sy eie president. Maar dis die president van die party. Niks met my en jou te doen nie. Dis maar net 'n ou wat hulle kies vir die president is. Hy's ook nie die eerste minister nie. Hy's 'n aparte ou. Hy reël die politieke party se dinge. Alhoewel die eerste minister is die leier van die party. Maar hy's nie die president nie. Hulle het nog 'n president ook. Hoe dit presies werk, kan ek nie vir jou verduidelik nie. Dis min of meer, soos ek het verstaan. So is 'n bietjie. En dan het ons natuurlik die stadsrade, council members, en hulle word ook verkies. Hulle word nie verkies volgens 'n politieke party nie. Hulle word as persone verkies, sy naam. Hy behoort nie, hy kan nie na enige party behoort wat hy wil. Ons kies nie die party nie, ons kies net die councillor. So het ons ook kiesafdelings, ook areas in die munisipaliteit. Ons noem dit nie 'n munisipaliteit nie, hulle noem dit maar net 'n council.
Maar kom ek sê nou maar, kom ek noem dit nou maar vir duidelikheidsondhalwe 'n munisipaliteit. So het elke munisipaliteit 'n aantal verteenwoordigers van as vir verskillende areas. In die plaaslike wette en regulasies word daar gemaak wat van toepassing is. Byvoorbeeld, binne daai munisipale grense sal die plaaslike owerheid sal hulle die spoedbeperkings sal hulle vasstel. En waar daar bushaltes moet wees. En daai klas van goed, is die water genoegsaam? Is die pype genoegsaam? Word die paaie versorg? 'n ander interessantheid hierso is dat die munisipaliteite, hulle het 'n hoof van paaie, maar hulle het nie mense wat die paaie regmaak nie. Net soos die elektrisiteitmense. Hulle het 'n afdeling vir elektrisiteit, maar die mense wat die elektriese werke in stand hou is nie munisipale amptenare nie. Dis almal privaat maatskappye. Die ouens wat op die paaie werk, almal is kontrakteurs. Hulle kontrakteer, hulle tender. Die munisipaliteit het byvoorbeeld 'n behoefte om 'n sekere pad te hernie of iets te doen, maak nie saak in watter afdeling, dan sit hulle 'n tender uit. Dan kan sekere maatskappye kan hulle tender daarop. Nou enige persoon kan nie gaan tender nie. As jy wil tender en jy wil op daai lys kom, dan doen jy aansoek daarvoor en dan word daar ondersoek ingestel of jy die nodige masjinerie het en of jy die nodige personeel het en of jy die nodige kundigheid het op alle vlakke. Of jy die kundigheid het om 'n pad te bou of om elektriese bedrading te doen of om inspeksies te doen. Elektriese inspeksies of wat ook al die geval mag wees. Soos almal kontrakteurs wat nie in die munisipaliteit se betaalstaat verskyn nie. So as daai kontrakteur die tender kry, dan kry hy amper 'n boek van wat hy alles moet doen en presies die standaarde en op watter stadiums moet hy die munisipaliteit laat weet, dan stuur hulle 'n inspekteur. Dan kom kyk hy of daai stadium voltooi is volgens die kontrak, volgens al die standaarde wat neergeskryf is, en dan teken hy dit af en dan kan die kontrakteur aangaan met die volgende stadium. So dit is wat hulle doen. Die munisipaliteit het nie eers, hy het so 'n paar voertuie, meestal karretjies, wat hierdie ouens mee rondry om die inspeksies te doen en dan om te sien dat alles reg gaan. En as daar 'n fout is, dan gaan hulle na die kontrakteur toe en sê, luister, hierso is die manne op die verkeerde pad, of hier doen hulle iets, of daar het hulle nie dit gedoen nie. Gewoonlik is die klagtes oor health and safety. Jy kan nie net sommer 'n sloot in 'n pad grou nie. Dit is 'n hele proses om voort te gaan. Met die bou van huise is die presies dieselfde en geboue presies dieselfde. Hulle het, soos wat in Suid-Afrika het hulle huisinspekteurs. Hulle en dan daar 'n elektriese inspekteur en daar's dit en daar's dat. Hulle kom doen die inspeksie van die standaard van die werk wat gedoen word om byvoorbeeld 'n huis te bedraad of 'n nuwe pad te bou of 'n sypaadjie of wat ook al. So daar's 'n klomp ingenieurs wat in diens is van die munisipaliteit wat die standaarde optrek en wat die kontrakte optrek en seker maak dat alles word gedek, wat se tipe klip hulle moet gebruik in die grootte van die klip en die mengsel van die sement, maak seker daai mengsels word reg. Jy kan nie hier kroek op 'n mengsel nie. Hulle toets dit. En as jy nou nie goed vaar op jou eerste
kontrak wat jy kry nie, kan jy vergeet daarvan. Ek kan jy maar toemaak en iets anders gaan doen. Jy gaan nie weer 'n kontrak kry nie. So ek moet sê in daai opsig is die standaard van werk wat hulle doen is baie goed. En sonder om nou neerhalend te wees, Suid-Afrika kan nou nie naby dit kom nie. Nie naby nie. So daarmee is ek hoog in my skik. En my belastinggeld word reg gespandeer. En dit word met 'n oordeel gespandeer. En kyk, ek weet ons kry waarde vir die geld wat die munisipaliteit spandeer op die regte plek. Daar kan nie 'n vernekery of gesteelery wees nie. Daar's te veel checks and balances. So dit is hoe dit werk. Die polisie hierso, ons het nie verkeerspolisie nie. Ons het net 'n nasionale polisie mag. Hulle doen alles. Hier kan jy ook nie 'n klag lê as 'n privaat persoon teen iemand anders nie. Jy kan wel 'n siviele klag lê, maar jy kan nie jou buurman kan verklaar en sê, man, luister, hierdie ou doen dit en dat en dit. Jy gaan na die polisie toe en dan maak jy 'n verklaring. Dan vat hulle die verklaring en dan gaan ondersoek hulle die situasie. Dan sal die polisie besluit of daar 'n klag gelê word of nie. Maar ek en jy as privaat mense kan nie dit doen nie. Ons kan dit bloot onder die aandag van die polisie bring. Hulle besluit of die klag. Dit hou die howe minder geokkupeer met sinnelose sake, goed wat ooglopend in 'n spesifieke rigting sal gaan. So, dit is hoe dit werk. Ons polisie dra uniforms. Die speurders, die is wel speurders, maar net sekere tye wat hulle privaat klere sal dra. Andersins dra die speurders ook uniform. Hulle sê vir jou, I'm a detective. Maar hy lyk maar soos 'n gewone sersant of konstabel of so. Die polisie range is ook maar die ou op sy epaulette, as hy een streep het, dan is hy, wat nou sal ons sê 'n lanskopperaal, dan is hy 'n private first class of so iets. Jy het nie kopperaals nie, jy het van private af kan jy opgaan deur die verskillende vlakke van 'n private of 'n constable gaan jy op en dan uiteindelik as jy die eksamen slag kan jy 'n sersant word. Dan is daar 'n hele klomp range in die sersantbaan. Dan kan jy opgaan as 'n sersant. En as jy by die boonste sersant rang kom, dan skryf jy weer eksamens, dan word jy 'n superintendent. Dit is 'n offisiersrang. Word jy gewoonlik 'n 2-ster of 'n 3-ster, en dan maar hulle noem jou nie kaptein of luitenant, dan is jy 'n superintendent. Verder weet ek nie wat hulle range is nie. Dit is nie belangrik vir ons nie. Ons het eintlik relatief gesproke baie min polisie, omdat dit is nie 'n noodsaaklikheid daarvoor nie. Waar die polisie wel baie aktief is wanneer daar gewoonlik met die bendes 'n probleem is. Nou die bendes is merendeel, ek sê nie almal nie, maar merendeel van die Maoris. Hulle het bendes. Dis onwettig. Hulle mag 'n bende hê, maar hulle mag nie wapens hê nie. Hulle kan nie hulle bende wapen oral vertoon nie. Meeste van hulle ry motorfietsse. Motorbike gangs. Baie onpopulêr onder die pakja, onder die ander mense. Word baie gediskrimineer deur die gewone mense. As hy 'n bendelid is, dan gaan hy nie 'n huurhuis of 'n woonstel of iets kry nie. Hy kan vergeet daarvan.
En as hy 'n klomp bende tatoeëermerke het, dan gaan hy ook nie werk kry nie. Dit is hoe die mense dit hier sien. Nou ongelukkig is dit, raak het nou hierdie tatoeëergoed, raak nou mode. Jong mense, hulle moet nie tatoeëer. Dit is 'n baie permanente ding, en om dit te verwyder, kos jou 5 keer meer as om dit te laat aansit. Want die mense, as hulle nou 'n bietjie ouer word, en hulle het nou 'n tatoeëermerk hier op 'n sigbare plek, dan raak hulle skaam daarvoor. En selfbewus, dan wil hulle dit verwyder hê. En daai ouens weet wat die verwydering doen. Hulle weet om vir jou 'n rekening te gee. Van 5 of 6 keer meer as wat dit jou gekos het om daai ding aan te sit. As jy dan moet 'n tatoeëermerk hê, of hunker om een te hê, dan kan jy dit gaan koop in die winkel. Dan plak jy dit op. En hy sit nogal vir 'n hele paar dae. Ek het dit nog nooit probeer nie. Ek sê nou maar wat ek hoor van die ander jong mense. Hy hou so vir 'n week of wat. Nou baie van die jong mense, as daar nou 'n partytjie aan die gang kom of iets en vooruitsig, dan sal hulle nou 'n tatoeëermerk hier op hulle wang laat sit of hier teen hulle nek of so. Maar hy was af. So, is nie permanent nie. Dis okay, dis maar net jong mense. Hulle kry hulle giere en grille, goed. En dit leer jou ook lesse. Jy daai ding op het, ja, die tweede of derde dag, dan voel jy baie selfbewus. Almal kyk daarna. En so sien jy sommer op sy lewenstyl, sy leefstyl. Sien jy wat hierdie ou dink, ek het nou gedaal in sy waardestelsel. So, laat daai ding afkom, so vinnig as moontlik. Ja, en wat hier natuurlik nou redelik, onder die ambagsmanne, wat nou hard werk en warm kry in die somer, hulle dra wat hulle noem 'n singlet. In Suid-Afrika sal ons praat van 'n onderhemp of 'n vest. Dit is nogal populêr hier in die somer onder die mense. Nie almal dra dit nie. Ek sal dit nooit daarmee op straat verskyn nie. Maar hier's mense wat dit dra. Gaan werk toe daarmee met 'n nou nie 'n wit singlet nie, maar 'n swarte of 'n rooi of 'n so iets in plek van 'n hemp. Bietjie warm kry dan is dit nou nie so 'n warm ding om te dra nie. Dis maar die kultuur hier in Nieu-Seeland. In die begin pla dit 'n mens partykeer en dink jy nou, hoe kan die ou nou hier verskyn in die publiek met 'n damn vest aan? Tot jy agterkom, hulle dink niks daarvan nie. Hulle sien nie neer op daai ou nie. Hy's miskien 'n ambagsman, 'n tradie noem hulle dit hier. Hy's miskien 'n tradie, hy werk hard en hy sweet en is warm en okay, dan draai sy singlet. So, kortbroeke in die somer, algemeen. Kortbroeke in die winter, algemeen. Hierdie kiwis kry die koud, die vet weet. Jy kan nie glo nie. In 'n winterdag, by wintersdag, hier in die dorp of in rondry, en sien jy baie jong meisies, dan het hulle nou 'n rok aan met, hulle skouers is kaal. Dan wonder ek hoe koud kry die mense, maar hulle kry nie koud nie. Want daar's baie klere. Klere is nie duur nie. Klere is eintlik bitter goedkoop. Maar onthou, jy kry wel vir wat jy betaal. So hier's baie klere wat in China en Sri Lanka en die plekke gemaak is. Die Kiwi se gewoonte is hy hier in die begin van die somer, dan gooi hy al sy wintersklere in die asdrom. Letterlik, hulle gooi dit weg of hulle gaan gee dit in by wat ons noem 'n opshop. Al die liefdadigheidsorganisasies het winkels, soos die Rooi Kruis en die SPCA en daai goed, almal het winkels. Hulle, as jy meer meubelstuk het wat jy nie wil hê nie, as jy hom wil weggooi, gaan dit jou geld kos. Jy kan nie vernietig. Enige vuilgoed wil jy weggooi, kos jou geld. As jy jou vuilgoed wil laat wegry, dan moet jy 'n spesiale sak gaan koop. Of 'n drom. Hier jy 'n drom.
en dit kos jou elke keer as hulle dit kom haal. So jy kry dit nie verniet nie, die munisipaliteit reël dit, maar hulle voorsien dit nie. Dis privaat maatskappye wat jou vuil goed kom haal, en jou tuin vuil is en daai klas goed. Maar al daai goed kos geld. Maar dan kan jy ook, as jy nou 'n meubelstuk het, wat nog in 'n goeie toestand is, dan kan jy byvoorbeeld Opshop bel, sê luister, ek het hier 'n tafel en 4 stoele, of wat dit ook al is. Selfs elektriese goed, hulle toets dit, want hulle mag dit nie verkoop, as hy nie 'n sertifikaat, daai ding nie 'n sertifikaat het nie. So jy kan enige tyd by 'n Opshop gaan en 'n tweedehandse stoof koop, of 'n lig, of 'n wat ook al, 'n wasmasjien. Hy het 'n sticker op wat sê hy's getoets en hy's veilig en hy werk. Jy kan nie goed verkoop wat nie werk nie. So dit is wat hulle nou verkoop, hulle daai goed in die Opshop, of hulle skenk dit. Meeste mense skenk dit maar. En dan verkoop die Opshop dit, en die winste wat hulle maak, gaan natuurlik dan nou vir die Rooikruis, of vir Hospice, of die SPCA, of sulke plekke, en waar hulle maar geld invorder. En kom ons praat so 'n paar minute, ons het nog so 4 minute oor. Nee, 14 minute. Ons gepraat 'n bietjie oor veiligheid in die huis. Hy is baie streng reëls oor veiligheid in die huis, en goedere wat jy aankoop moet gelisensieer wees, in die sin dat jy gaan nou na 'n winkel toe, jy wil nou 'n stoof koop. Nou koop jy die stoof. Nou as hy net kan inprop, dan is dit okay, jy kan hom huis toe vat, jy kyk of hulle mag het in elk geval nie verkoop as hy nie goedgekeur is nie. En jy prop hom in die muur en jy sit die skakelaar aan en daar werk jou stoof. Maar as jy moet in bedrading doen, as hy moet aan jou huis 'n bedrading gekoppel word, mag jy dit nie doen nie. Al het jy nou 'n graad in ingenieurswese, jy mag dit nie doen nie. Jy moet 'n gesertifiseerde elektriesien kry om dit te doen, want jy kan dit nie afteken nie. Want daar's 'n dokument wat jy moet invul as jy jou stoof hernie, of 'n nuwe stoof in 'n nuwe huis insit of so. En as jy goed is, hier is heel wat goed wat op gas werk. Die gas is redelik volop hierso. Dan word hy ook deur 'n gasfitter ingesit. Jy mag dit nie doen as privaat persoon nie. Hy word ingesit en hy word gesertifiseer, word getoets. Al die toetse wat die work and safety in die munisipaliteite daarop lê, en dan teken hy af. Dan beteken dit ek en jy kan die ding gebruik, maar ons mag nie karre nie aan die ding. Ons kan nie hier verstel en daar omruil en so. Jy moet 'n elektriesien kry. Net so met loodgieterwerk, plumbers. Net so met gas. Daai klas van goed. So dit word baie streng beheer. En dit maak die plek veilig. Onthou, die huise hier, 99% van die geboue hier, word nie met stene en sement gebou nie. Waar sement op die erf kom is vir die fondasie, wat baie streng beheer word. Baie goeie regulasies. Nou giet hulle die fondasie, volgens 'n plan en volgens die groottes en so aan. Dan kom die bouers. 'n Bouer hier is nie 'n ou wat stene lê nie. Hy is eintlik 'n skrynwerker, want hulle sit 'n houtraam op, en jy kan nie enige hout gebruik nie. Daar's sekere spesifikasies aan die hout wat jy kan gebruik vir 'n raam. The framing noem hulle dit. Daai hout, hulle spuit hom met 'n chemikalie wat hom bestand maak teen reismure en allerlei goggas wat hom kan begin eet en die ding verswak. En dan volgens daai kleur kan jy sien waar daai hout gebruik mag word. En dan die planke, hulle sit die raam op en dan bedek hulle hom aan die buitekant met wat hulle noem dekking. Dit is sulke groot plate, hy is min of meer so 3 voet of
wat is 3 voet nou in centimeters? Maar sê maar so 'n meter, of party is 2 meter, en dan is hy so 4 meter lank. Nee, ek is nou, mag nou verkeerd wees, en myself kom kyk, ek het nog nie hier 'n huis gebou nie. So ek is onbewus daarvan. En dan kan die bouer moet nou volgens die plan hierdie raamwerk opsit en hom binne bedek en buite bedek. Maar as hy doen eers buite, en dan kom die loodgieter en die elektriesien, dan doen hulle al die pype en bedrading en die klas van goed. Merk waar die proppe moet kom, want dit moet op jou plan verskyn, waar die elektriese proppe is, en waar jy water wil hê. En by water is daar sekere regulasies. As byvoorbeeld in 'n badkamer is daar 'n dreinering fasiliteit in die vloer. As jy jou badwater vergeet om toe te draai en hy begin oorloop, sodat hy nie die water deur die res van die huis so, dit loop buite uit. Daai klas van goed. As jy nie jou huis beskadig nie. So hulle kyk daarna, sorg dat jy nie vir jouself moeilikheid maak nie. Elektriese tyd mag jy glad nie aan bedrading werk nie. As jy nie 'n gesertifiseerde elektriesien, nie alle elektrisiens kan dit doen nie, hulle moet eers 'n eksamen aflê, en dan word hulle toegelaat, soos 'n bedradingslisensie, word hulle toegelaat om sekere dinge te doen. Hier's ander wette ook, wat vir ons nou simpel sal klink. Maar as jy kyk na die mediese bystand wat jy kry. Ons het hier 'n organisasie, hulle noem dit ICC. Ek weet na 26 jaar nog nie wat ICC voorstaan nie. Maar enige ongeluk, jou toon stamp of seer kry in 'n ongeluk, dan val jy onder ICC. Dan is al jou mediese kostes gedek deur die staat. Dan word jy gratis behandel. Ek het nou maar om 'n praktiese voorbeeld te noem. Ek het so 'n jaar of 2 gelede, kom 'n ou by my, hy koop vir hom 'n kar, en hy wil die nommerplate verander. En hy nuwe nommerplate laat maak, maar die nommerplate het nie gaatjies in die hoeke om die skroewe deur te sit. Hy vra my of ek 'n boor het. Ek sê ja, ek het 'n boor. Hy sê, hy wil daar 4 gaatjies in. Ek sê, nou bring jy dan, sal ek vir jou boor. En ek gebruik 'n dun boortjie in my elektriese boormasjien. En toe ek die een gaatjie boor, toe sit die aluminium van die nommerplaat is toe baie dun. Ek besef het toe nie hoe vinnig hy boortjie daar gaan deurglip nie. En hy glip deur in my linkerkantste voorvinger. Ek vang hom toe met die boor. Klein ou gaatjie net deur die vel. Ek het hom ontsmet en die nommerplaat vasgesit. Na so 'n klompie maande toe sien ek my hier is 'n swelseltjie onder die gaatjie wat ek geboor het. En die ding groei en hy word groter en groter. Ek het alles probeer salf aangesmeer en wat ook al. Maar hy's nie seer nie, so ek het nie goeie rede om na 'n dokter toe te gaan met die dingetjie nie. Maar toe ek sien hy raak na hom nou so groot soos 'n ertjie, toe besluit ek nee, hierdie ding gaan my nou begin pla. Gaan ek dokter toe, ek sê vir hom, jong, dit en dit het gebeur, en kyk hierso. En hy sê, wag, het is net hierdie vormpie invul hom aan, toe sit 'n ICC vorm. Gaan hy weg, toe kry ek, toe doen die ou niks, hy het net daar gekyk, sê hy, we'll make an appointment. 'n dag of 2 later, hier kry ek 'n brief, SMS, nee, 'n e-pos, van ICC af, wat my in kennis stel, dat hierdie ding is gerapporteer, en dit is my naam, en so aan, ek is geïdentifiseer, en dit is gevolg van 'n ongeluk, het ek hierdie besering opgedoen. En dit is wat ek nou moet doen, en dan gee hulle vir my, by watter dokter ek moet gaan rapporteer,
Daai ou het daarna gekyk, toe sê hy, nou we'll cut it out. Hy maak vir my afspraak by 'n 5-ster hospitaal. Ek sê jou. Ek kom by die hospitaal, hier kom 'n spesialis my sien, in my kamer, oor die ou klein dingetjie. En hy kyk daarna en hy sê, okay, vanmiddag 2:15, dan gaan ons jou opereer. Okay, en sit ek in die kamer, hulle bring vir my middagete daar, asof ek 'n doodsiek mens is. Ek kry tee daar, verpleegster kom betyds, sy kom was my hand, en sy steriliseer alles, my hand, en my vingernaels, en ek dink, wat die duiwel gaan nou aan? Hier kom hulle naand met 'n rolstoel. Ek sê van, nee man, ek moet keer nie, en is net my vinger. Sy sê, nee, jy gaan nie rondloop hier nie. Stoot my op 'n rolstoel in 'n theater in. 'n Hospitaaltheater, dit lyk die ligte en pype en machinerie, lyk of hulle hartoortplanting gaan doen. Ek gaan lê op hy bed. Hulle gooi daai groen lakens oor my. Hulle trek so 'n vals mou van groen materiaal oor my arm. Sit hom om. Steriliseer weer my hand. Hier kom die spesialis in. Opgetof asof hy hartoortplanting gedoen. En 2 verpleegsters. Want hulle moet my narkose, net 'n inspuiting om dit dood te spuit. En dan moet 2 van hulle wees om te sien dat ek die regte inspuiting kry. My ingespuit getoets totdat hulle vir die narkotiseer kan sê, okay, hulle dink ek is nou reg vir die operasie. Nou, dit klink ongelooflik mense, maar dit is die reine waarheid. Daai ou, dit is 'n vroumens gewees, sy sny daai dingetjie af, sit steke daar, verbind dit. Sy sê, jy moet oor 'n week en 'n half kom, dan haal ons die steke uit. En ek klim van die bed af, hier is die rolstoel alweer. Stoot my daar uit, ek kom voorby by die ontvangs. Ek sê, wat kos dit my? Nee, sy ICC, het kos niks. Ek sê, okay, ek sien julle. Sy sê, hoe kom ek by die huis? Ek sê, nee, ek ry huis toe. Sy sê, nou, hoe kan jy huis toe ry nie? Dus ons laat jou nie toe om te ry nie. Ek sê, nou, maar hoe die duiwel moet ek dan by die huis kom? Sy sê, ons stuur vir jou huurmotor. Hulle bel 'n huurmotor. Hy huurmotor kom tel my en my skootertjie op. En hy ry, vat my adres. Ek sê vir hom, man, dit is onnodig. Ek wil nou nog 'n paar draaie in die dorp loop. Hy sê vir my, hy is nie toegelaat om dit te doen nie. Hy mag nie my net by my eie huis aflaai. Want die hospitaal bly verantwoordelik vir my welstand totdat ek by my huis is. Daarna kan ek maak wat ek wil. Ek moet wragtig al die pad huis toe. En daar, vir die ou, sê, okay, hier is ek nou by die huis. Hy klim uit, vat my rolstoel, laai my in, stoot my tot by die voordeur. Totsiens, ek nie betaal nie, sê, nee, ICC betaal dit. Dit is 'n ongeluk. Mense, enige ongeluk. Of dit nou 'n stupid ongeluk is, en of dit nou werklik 'n ongeluk is, ICC, hulle betaal daarvoor. So, dit is hoe die lewe is hier in Nieu-Seeland. Dit klink miskien ver gesog. Ek julle sê dit is nie. Jy kan enige Nieu-Seelander vra. Jy kan dit Google ook. Google. ICC New Zealand. Dan sal jy sien. ACC. Accident something compensation of. Ek weet nie presies waarvoor dit staan. Kyk dit maar. Dan sal jy sien. Baie interessante aspekte van ons lewenswerk so. Ja. Baie. Ons sal nog kom by die res van lewe hierso. En dan sal ons kom by siekte toestand. Wat gebeur as jy siek word? Waar gaan jy heen? Wat kos dit? En wat word van jou verwag? En wat kan jy van die staat verwag? Oë, tande,
hoe gehoor, ek sit hier met gehoorstel wat $3,600 kos. Dis R36,000. Hierdie gehoorstel kos my nie 1 blou sent nie. Dis nie net die gehoorstel nie, dis die toets. Dis die onderhoud van hierdie gehoorstel. So dit klink asof ek nou brag met Nieu-Seeland, maar dit is nie so nie. Ek vertel net vir julle die waarheid en ek vertel vir julle wat is die groot verskil. So, ons het nou by ons tyd uitgeloop. Ek gaan nou sê tot ziens, tot volgende keer en baie dankie vir die kyk. Tot ziens.